Wednesday. It is good to be here this evening, and it is good to have all of you here, and along with our visitors and our sister church, we are grateful that you have all taken the time to come this evening. I know that you have been blessed by the messages of last night and last week. And it is my prayer that we will continue to be blessed as families, and that in turn the church will grow to be stronger, a stronger family as a church. I am just grateful again for your presence this evening and for your participation. I know it takes a lot to come out of a heavy day at work and then to come out here to come and support. And it means a lot to the church and to the church leadership and to the pastor when we support the mission of the church. So thank you very much. Let us close our eyes for prayer. Dear Lord, we are thankful that we can come before you this evening. We bow before you this evening, dear Lord, asking that you will cleanse us from all unrighteousness, that you will take away any pride that we have in our hearts, and that you will humble us. And as we come before you this evening, dear Lord, we know that we can only come before you with humble hearts, and that is the only way in which you will speak to us. And so we ask, dear Lord, that you will be with us this evening. Be with Pastor as he speaks to us and as he brings your word to us tonight. And we pray that you'll continue to be with him and that you'll continue to be with his family, is my prayer in your name. Amen. Pastor. Goeienaand, dames en here. Was dit 'n geseënde dag vandag? Wie het te warm gekry? Ek het definitief te warm gekry vandag. Wie het 'n stresvolle dag gehad vandag? Hulle sê Vrydag berei hom vir homself voor, maar Woensdag het dit verby Vrydag gesteek. Dit was asof net te veel goed het vandag gebeur en ek was soos, liewe Jesus, ek het eers 20 voor hier aangekom. Die ander aande was hy kwart oor hier. Dit is interessant want dit spreek tot vanaand se boodskap. Stres. Is ons reg vir stres? Kom ons begin. Sean. It's okay. Shame. Cole is doing a whole bunch of stuff tonight. It's not working, Cole. Maybe I'm supposed to move closer. Nope. Nope. How? To your hand. Wait, ek gebruik die verkeerde knop. Jy sien, die stres is te veel vandag. Daar is die familie. Ek raai, ek herken hulle nou al, né? Okay. Kom ek vertel vir julle 'n storie op daai een. Ek het my vrou in 'n biblioteek ontmoet. En ons het nie van mekaar gehou nie. En 4 jaar later was ons getroud. So die Here werk op wonderlike maniere om mense bymekaar te bring en ons is 9 jaar verskil. Sy sê vir my ma gister, "Ma, ek is volgende jaar die ouderdom toe AJ met my getrou het." So ek was 32 toe ons getrou het, né? Sy is eers volgende jaar 32.
Maar anyway, dis 'n klein storie. So, verandering kom op twee maniere. As 'n dreigement of 'n bedreiging of as 'n geleentheid. En alles wat ons deel moet gesien word as 'n geleentheid, nie 'n bedreiging nie. Nou vanaand se boodskap is tegnies eintlik die klimaks van die hele reeks. Dis die klimaks. Hierdie boodskap hanteer min of meer die kernpunt van wat God eintlik wil hê ons moet implementeer in ons lewens. Want raai wat? 80% van siektes word deur stres veroorsaak. As ons kan stres hanteer, raai wat gaan gebeur? Ons gaan 'n gesonde lewe kan lei. Maar ons moet ons stres kan hanteer. So opsomming, en ons kyk na die eerste boodskap was die woord van God, en die Bybel vertel ons van wie? Van Jesus, okay? En hoe om te lewe. Die tweede een was God se verlange na verhouding. God se begeerte is om ons te bring in 'n verhouding met hom. Gisteraand het ons gekyk na die missie van die familie en ons moet lewe volgens wat? Die missie wat liefde, wat is die tweede een? Die lig en wysheid. Ons moet volgens daai 3 punte lewe. As ons dit werklik waar gaan implementeer in ons families, raai wat gaan gebeur? Ons lewens en ons families gaan eintlik nader mekaar getrek word. Nou vanaand kyk ons na oorwinning oor familiestres. Ek weet nie of jy reg is vir dit nie, maar ons gaan ek dink ons gaan probably die langste besig wees vanaand, okay? So bly by my en ek glo dit gaan u lewe aanraak. Hoe gestres is SA? Suid-Afrika. In 2013 was Suid-Afrika eintlik nommer 2 gestreste land in die wêreld. Want raai wat, die politieke ding wat gebeur het in die land in 2013 was 'n groot stres. Okay? En jy kan gerus na Bloomberg gaan kyk want hulle het 'n hele detail oor wat 'n video wat hoe gestres was Suid-Afrika. Nou jy gaan sien dat Suid-Afrika is daaronder. Op hierdie oomblik is Suid-Afrika nie eintlik so gestres nie. Dit was 2023 se statistieke. Jy gaan sien dat Amerika lyk baie gestres. Onthou hoe donkerder, hoe meer gestres is dit. Okay, die ander wat hier is, hulle weet nog nie waar hulle is met hulle stresvlakke nie. Maar jy sal sien dat ons lande waarin ons is, of die lande in die wêreld, daar's verskeie lande wat baie gestres is en verskeie lande wat nie gestres is nie. En dit spreek tot verskillende punte. Nou hoor wat sê hierdie Brighthink. Dit sê the most stressful year on record, 2023. Reported experiences of worry, 42%, stress, 41%, physical pain, 31%, and sadness were all up 1 or 2 points over the previous year. Only anger was down, if only by a little. Ons wêreld se mense is gestres. Ons het 'n probleem. Want as ons stres toelaat om ons lewens oor te neem, sit ons met 'n groter probleem en ons weet eintlik nie hoe om stres te hanteer nie en wat gebeur dan in die familie. Die stres gaan op. Wrywing in die familie is hoër. Wat moet ons doen? So wat is stres? Onderworpe aan druk of spanning. 'n Oorsaak van geestelike of emosionele spanning word gespanne of angstig. Jy hoef nie hande op te steek nie, maar as jy elke nou en dan angstig oor goed,
wat plaasvind. Bekommer oor dinge. Bekommer u oor goed wat plaasvind. Familielede, dinge wat gebeur in die wêreld vandag, die prys van brood, prys van melk. Maar nou moet ons sojamelk begin drink. Het jy die prys van sojamelk gesien? Dit bring stres. Dit bring stres. Nou om met stres te deel, hierdie is 'n wêreldse perspektief in hierdie. En raai wat, baie van dit kan ons eintlik spreek tot 'n Christelike lewe, want as jy dit 'n Christelike eienskappe inbring in hierdie punte in, jou lewe gaan ook bietjie minder gestres wees. So hulle sê, ons moet luister na musiek, bel 'n vriend, moenie 'n vriend bel wat angstig is nie. Want raai wat gaan gebeur, jy gaan meer angstig raak. Maak dit sin? Nommer 3, praat jouself daardeur. Het jy al ooit voor die spieël gestaan en met jouself, jy kan dit doen. You can do it. Don't stop. Don't stop. Eet reg. Drink tee. Wees bedag op wat gebeur. Oefen. Dis probably een van die beste goed om stres te oorkom in een se lewe. Rus of slaap. Ouers met jong kinders slaap nie. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie, die wat nie meer jong kinders het nie. Asemhaling. Vandag se horlosies vibreer op jou arm en sê, hey, jy moet nou opstaan. Hey, jy moet nou asemhaal. Dan sê ek, haal asem. Sê nie, jy moet 'n diep asemhaal. Toets dit gou. Doen dit gou saam met my, daar waar jy sit, hierdie neus. Dis deel van die beste stress relievers wat ons kan doen. Hulle sê eintlik met 'n toddler wat baie besig is, kry die kind om ten minste 5 keer diep asem te haal. My kind wil dit nie doen nie. Sy sê, blaas pappa se hare. En dan werk dit. En raai wat, na 'n rukkie kom sy eintlik kalmeer sy. Nou wat sal jy sê is die oorsaak van stres in u lewe? U kan gerus daarna kyk. Finansiële stres, finansiële dinge wat gebeur. Die 3de van die maand is al die geld klaar, nou moet jy nog deur die res van die 27 dae kom. How Lord, how? Nee. Gebrek aan kommunikasie, kan dit stres veroorsaak? Definitief, as ons nie reg kommunikeer nie. Oorgewerk, 12 ure wat ons werk, of 14 ure, 10 ure. Swak die eet. Ons eet wat ons wil. Gebrek aan slaap, definitief. Slegte gewoontes. Beklei, is dit deel van ons stres? Stryery, is deel van die kommunikasie? Nou hier is die vraag, het God riglyne om met stres om te gaan? Het God riglyne? Definitief. En dit was eintlik in Eden geïmplementeer. Van die begin af. God het vir ons 'n stressplan gegee. Ons 'n stressplan gegee. Kom ons kyk wat sê hy. Matteus 11 vers 28 tot 30 sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. So as ons na die Here toe gaan, ons nou die Bybel toe gaan, kan hy ons stres wegvat. Maar ons moet kies om dit te doen. Hoor wat sê 1 Johannes 5 vers 14 tot 15 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat
wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. So in ander woorde, ons moet vir God vra volgens sy wil om ietsie vir my te gee. Maar hier's my ding, dit gaan nie net oor vra vir goed nie. Vra die Here om u stres weg te neem. Of wag, nog beter, Here, lei my op om met my stres te werk. Want in hierdie wêreld gaan ons altyd gestres wees. Help my om deur dit te werk. Ek is 'n branderplankryer en is stresvol om daar agter te kom. As hy golwe breek en hulle is 8 voet, ek is 6 voet 4, so 8 voet golf is so groot. Jy moet 'n plan hê om daar deur te kom. Dis stresvol as daai brander bo op jou val. Dit veroorsaak stres op jou lyf. Dan wil jy vinniger kom, wil jy vinniger deurdruk. Die punt is, die wêreld gaan altyd 'n golf vir jou stuur. Dit hang af hoe jy en hoe ons deur dit gaan werk, om eintlik daar agter te kom, want nou gaan ek my probleme begin ry. Maak dit sin? So die golf is daar om ons probleme te stuur, maar raai wat? Die Here gee vir ons toerusting om eintlik die probleem te kan ry. Sodat ons deur die probleem kan werk, en dan word ek 'n meester van die probleem wat ek nou ervaar in my lewe. Dit kry my nie onder nie. Ek geniet dit om deur die probleem te werk, want ek weet hoe. Nou hoor wat sê hy verder. Romeine 12 vers 4 tot 5. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen of afsonderlik lede van mekaar. Het ook gesien dat ek 'n stokperdjie byeboer is. Die bye is die mees gestresste insek wat jy gaan vind. Maar raai wat? Onder daai lading werk hulle die beste saam. Hulle stry nie met mekaar nie, hulle beklei nie met mekaar nie. Hulle weet wat hulle doen, hulle weet wat hulle missie is, hulle weet wat hulle doel is in die lewe. Dis om heuning te maak. Nou as ons dit na die kerk toe bring, wat is die heuning van die evangelie? Wat is die heuning van die kerk? Dis die evangelie. Ons moet die evangelie bymekaar maak en dit versprei. Want wat doen ek as 'n byeboer? Ek gaan in om wat te oes? Die eiers? Nee, die heuning. Ek wil die evangelie vat en ek wil dit gaan verdeel. Nou as ek by kerk kom, hoekom kan ons nie saamwerk nie? Ons is hier vir 'n missie as kerklede, om saam te werk as familie, want raai wat, ek noem mekaar broeder en suster. Ons het gisterand na dit gekyk. Ons is veronderstel om 'n missie te hê as kerk. As familie is dit dieselfde. As ek nie saam as familie gaan saam staan nie, raai wat gaan gebeur? Ons gaan stres hê. Ons gaan lading hê. Ons gaan met mekaar beklei. Dankie Suster Maria. Ons gaan met mekaar beklei. En ons taak is nie om te beklei nie. Die kerk is soos 'n byekorf. Hulle beklei nie tussen mekaar nie. Die enigste tyd wanneer hulle gaan gruwelig raak met mekaar is wanneer daar te min spasie is binne in die kerk of binne in die kas. Raai wat sê die oudste bye? Dis tyd, ons moet verdeel. Raai wat doen hulle? Hulle sê vir die koningin, lê nou koningin eiers, hier is die selletjie, lê, ten minste 15, sy lê, en raai wat? Net voor daai koninginne uitkom, verdeel hulle. And then, it's up to the new swarm that's left behind to fight it out. Wat se koningin gaan die sterkste wees? En raai wat, sodra hulle dit uitgefigure, want sy steek al die ander koninginne dood. Survival of the fittest in the beehive. When she is the reigning queen, die hele swerm kalmeer. As ek al gaan optel, Brother Angelo, en ek hou haar so vas, hulle sal my nie steek nie.
hulle sal om my hand kom koek. Want raai wat? Hulle is agter haar aan. As ek haar doodmaak, gaan hulle my steek. Ek het 'n video die ander dag gesien van 'n ouetjie wat by die pad afstap. Hy hou die koningin hier vas en die hele arm tot die bo is toe van die bye. Hy stap in die pad af. Hy's besig om die bye te skuif. Die punt is wat ek probeer maak, as hulle kan saamwerk, kan die kerk nie ook saamwerk deur die stres nie. Ek glo so. Wat van gemeenskap? As ons in die gemeenskap ingaan, is daar stres daar? Ja, kan ons saamwerk tot 'n groter doel en 'n missie? Maak nie saak wat ons glo nie? Definitief. Ek sal saam met enige gelowige gaan sit en werk om die gemeenskap op te bou. Maak nie saak wie hulle is nie. Raai wat? Want ons kan saam stres oorkom. Elkeen is 'n lid van die liggaam. As die een lid siek is, word die hele liggaam siek. Maak dit sin? Wat beteken die hele liggaam moet gehanteer word? As 'n lid in die huishouding siek is, moet die hele familie saam staan om hy siekte uit te werk. As die kerk siek is, raai wat moet gebeur? Die hele familie moet saam staan om die siekte uit te werk en gesond gemaak te word. Kom ons kyk wat sê hy verder. Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Wat wil sê, wanneer ek in God se lig wandel, my stresvlakke is outomaties laer. Maar ek moet in God se lig wandel, want hy wys my die pad. Is ons gestres? Ja. Kan ons met dit werk? Ja. Het God vir ons riglyne gegee hoe om met dit te werk? Definitief. En wat ek vanaand met u gaan deel, is deel van daai konsep van bedreiging of geleentheid. Galasiërs 6 vers 1 tot 5 sê vir ons: broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus, want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond vir roem hê, alleen wat homself betref, en nie wat die ander betref nie, want elkeen sal sy eie pak dra. Ek kan nie my pak vir u gee nie. Ek kan u pak nie vir my gee nie, maar raai wat, ek kan jou help. As ons hande vat, kan ek jou vorentoe trek as ek moet. Of stoot. Dan kan ek sukkel. Raai wat, ek kort hulp. Ek kort hulp. Dis hoekom ons is nie eilande nie. Elkeen van ons is nie eilande nie. Ons kort mekaar om ons streslading te verminder. Dis 'n groot ding. Vertrou ek my maatjie in my kerk om my streslading bietjie te verminder. Vertrou ek hulle? Meeste van die tyd? Nee. Hoekom? 'n Byekorf vertrou mekaar 100%. Daar's nie stryery daar binne nie. Met mense buite, ja, of met dinge buite. Hulle werk saam teen dit wat hulle kan vernietig. Ons moet saam staan teen dit wat ons kan vernietig. En raai wat, een van die dinge wat die duiwel bring, is stres. Ons moet opstaan en saam staan en saam beklei teenoor die bose. Want as ons dit gaan doen, gaan ons stres oorwin en ons gaan die duiwel oorwin. Maar ons kan dit net doen wanneer ons lewens neerlê voor Christus. It's not about me. It's not about my perspective.
Want raai wat, sodra ek in die plek kom, is my stres deur die dak. So, watse kommoditeit het ons tot ons beskikking? Dis 'n 3-letter woord. Mense kon hangman gespeel het vanaand. Dis 'n Afrikaanse woord, nie 'n Engelse woord, dis 'n Afrikaanse woord. Sê gou weer? Nee, 'n kommoditeit, ietsie wat ons het, wat ons kan gebruik, wat ons tegnies elke dag verloor. Yes, dis tyd. Hoe gebruik ons tyd? Elke liewe oomblik wat God vir ons gee, is 'n kommoditeit. Dis deel van ons rentmeesterskap. Hoe gebruik ek my tyd en waarmee gebruik ek my tyd? As ek my tyd vir myself gaan gebruik, raai wat? My stres gaan hoër wees as wat ek eintlik wil hê. Ek moet my tyd gebruik vir die Here se doel, vir sy missie. My tyd vir my familie is alles. Hoekom gaan werk ek? Hoekom doen ek sekere goed by die huis? Hoekom pas ek elke nou en dan my kinders op? Hoekom gee ek my tyd vir hulle? Dis my tyd mos. Maar raai wat, hulle kort tyd. Hulle tyd is meer belangrik as my tyd. Want hulle moet iewers kom in die lewe. Hoe gaan hulle daar kom as hulle nie die voorbeeld by my sien nie? Tyd is dit wat ons het. Nou, 'n verhouding draai om 3 aspekte: tyd, kommunikasie en liefde. Dis 'n verhouding. As ek gaan tyd gee, gaan ons iewers heen kan kom. As ons gaan kommunikeer, gaan ons reg saam kan werk. En dan weer eens, as ek liefde het vir daai persoon, nie net vriendelike liefde nie, maar 'n agape liefde, opoffering liefde. Moet ek dit gee? Dis nie 'n versoek nie. En ek dink ons moet dit besef. God gee sy liefde vir ons, want hy besef dat ons het niks anders wat ons werklik waar nodig het nie. Met die 3 goed gaan ons sien, hoe gaan ons deur die stres van die lewe kom. Die lewe draai om tyd. Selfs God het tyd vir ons lewens ingestel. God het heel in die begin het hy begin skep. En hier op die 6de dag toe skep hy van die modder af. Adam. Tel hom op. Let wel. Dis net Adam. En soos wat hulle die diere gesien het, kan ek sien Adam sê, hey, nou daai. Waar's myne? Sê, okay, wow. Slaap. First anesthetic. God het eers 'n inspuiting nodig gehad nie. Vat hy 'n rib en van dit af skep hy Eva en het hulle albei op. En die volgende ding wat hulle beleef het, is waar God vir hulle tyd gegee het. Wat was daai tyd? Die Sabbat. Shabbat. God gaan sê vir 6 dae sal jy werk en ons gaan nou na die Bybel kyk, maar die 7de dag sal jy rus. Hoe moet ek rus op die Sabbat, Here? Ons kerke op hierdie oomblik, glo ek, is besig om meer te werk op die Sabbat tot 'n groot mate as om te rus. Ek het die ander dag artikel gelees in die Adventiste review, wanneer jy regtig een kry, waar hy sê, Sunday my rest day. And I'm like, Lord, how? You've set Sabbath aside for us to rest. Nou hoor wat sê hy, hoor wat sê die woord. Genesis 2 vers 1 tot 3 sê, so is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het, en God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk
wat God geskaap het deur dit te maak. So God het gerus. Eksodus 20 vers 8 tot 11 gaan sê die volgende: Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werke doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Jesaja 58 vers 13 en 14 sê: As jy jou voet terughou van die Sabbat om nie jou sake op die heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou sake soek of ydelle taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here. En ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Die engel sê, don't speak your words on the Sabbath. Here, ek het dan nie woorde op die Sabbat nie. Die punt is, die Sabbatdag word uitgestel as 'n rusdag, as 'n rehabilitasiedag. As jy verder deur die woord gaan lees, jy gaan eintlik sien dat die Sabbat 'n liberation dag is. 'n vrylatingsdag. Dit laat ons vry van 6 dae se werk. Hy sê eintlik stop. Hou op. Ek ken jy kort tyd. Ek en jy moet kommunikeer. Want ek wil hê jy moet my liefde kan sien. Hoe sien ons dit? Deur die Sabbat. Op die Sabbat. En raai wat die duiwel probeer aanval heel in die begin. 2 goed. Familie en verhouding met God. Waar begin ons verhouding met God? Sabbat. Dis hy stop. Want dit gee ons tyd om met God te spandeer. Dit gee vir ons 'n kans om werklik waar alles te staak wat ons vir 6 dae gedoen het en eintlik terug te dink om te sien, waar het die Here my eintlik gelei vir 6 dae? Waar kon ek my lewe verloor? Waar het hy my geseën in hierdie laaste 6 dae? Is interessant, in 'n Joodse huis op 'n Vrydag aand wanneer die son sak, sal hulle kersie aansteek. En daai kersie sal brand vir die Sabbat. Maar hulle sal dan om die etenstafel sit en vra, hoe was jou week? Wat het uitgestaan? Besef jy familie is kern? Want ons is nie tyd met mekaar spandeer nie, raai wat gaan gebeur? Die stres gaan deur die dak gaan. Ons gaan nie kan nie. Ons moet tyd maak. Het Jesus die Sabbatdag onderhou? Yes, kom ons kyk. Markus 1 vers 21 tot 25. En hulle het in Kapernaum gekom en dadelik op die Sabbat het hy die sinagoge ingegaan en begin leer. En hulle was verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerders nie. En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onrein gees. En hy het uitgeskreeu en gesê, hou op! Wat het ons met u te doen, Jesus Nazarener? Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken u. Wie is u? Die Heilige van God. En Jesus het hom bestraf en gesê, bly stil en gaan uit hom uit. Die storie gaan aan. Jy kan gerus dit gaan lees, want daar was oproering in die sinagoge. Hoe is daar 'n demoon in die sinagoge? Dis die huis van God. Hoe kom die duiwel in? Want die leer was nie volgens die skrif nie. Dames en here, ons moet besef dat wanneer ons sê ons is Christene,
Ons moet God se wet aanvaar. Ons moet God se leiding aanvaar. Ons moet God se heel aanvaar. Nie net een aspek nie, maar alles van wie God is. En raai wat? Hy wys vir ons, hy leer vir ons stelselmatig. Ons gaan nie nou alles weet nie. Dis hoekom hy vir ons 'n boek gegee het wat oor 1500 jaar geskryf was deur 40 verskillende skrywers wat mekaar nie wel geken het nie, maar oor dieselfde ding gespreek. Is dit belangrik? Ja. Dit vertel ons presies wat ons moet doen. Hoor wat sê verder, Matteus 12 vers 9 tot 13. En hy het daarvandaan weggegaan en hulle sinagoge gekom. En daar was 'n man met 'n verdorde hand. En hulle het hom gevra en gesê, is dit geoorloof om op die Sabbat gesond te maak? Kan jy op die Sabbat gesond maak? Vra hulle vir die Here, sodat hulle hom sou kan aankla. Maar hy sê vir hulle, watter mens sal daaronder julle wees wat een skaap het, en as dit op die Sabbat in die sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie. Imagine jy los hy skaapie oornag, is middel van winter, hy skaapie gaan nie oorleef nie. Hoeveel meer as 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie, so is dit dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen. Toe sê hy vir die man, steek jou hand uit, en hy het dit uitgesteek, en dit is herstel, gesond soos die ander een. Kan ons genees op die Sabbat? Definitief. Het Paulus die Sabbat herdenk? Kom ons kyk. Handelinge 17 vers 2 en 3, en volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan, en 3 Sabbatte lank met hulle gespreek uit die skrifte. Was dit 3 dae na mekaar? Nee, 3 weke. Was 3 weke week gaan gebed. Hy het baie tyd met hulle spandeer. En dit uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan, en hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, is die Christus. Die een van die Sabbat. Die vroeë kerk het ook die Sabbat gehou tot die 3de eeu na Christus. En jy kan gerus gaan Google, op hierdie oomblik AI kan vir jou baie goed uitgooi. Dat ek aangaan, skus. Die dag is ongelukkig verander van 7de dag na die eerste dag, van Saterdag na Sondag. Ek vind dit interessant, baie tale vir Saterdag gebruik die woord Sabado, Shabbat. Dis 'n gebruik van die woord Sabbat. Die Baptiste Kerk verkondig Sabbatverandering. Hoor wat sê hulle? There was never any formal or authoritative change from the Jewish 7th-day Sabbath to the Christian first-day observance. So tot die Baptiste Kerk sê, daar was 'n verandering. There was never any formal or authoritative change from the Jewish 7th day to the first-day observance. Lutherane verklaar Sabbatverandering, but they err in teaching that Sunday has taken the place of the Old Testament. Sabbath, and therefore must be kept as the 7th day had to be kept by the children of Israel. These churches err in their teaching, for Scripture has in no way ordained the first day of the week in place of the Sabbath. There is simply no law in the New Testament to that effect. John Mueller. Methodiste verklaar Sabbatverandering. The moral law contained in the 10 Commandments and enforced by the prophets, he, Jesus, did not take away. It was not the design of his coming to revoke any part of this. This is a law which can never be broken. Every part of this law must remain in force upon all mankind and in all ages, as not depending either on time or place or any other circumstances liable to change, but on the nature of man and their unchangeable relation to each other. John Wesley. Presbyteriane verklaar Sabbatverandering. Sunday being the first day of which the Gentiles solemnly adorned that planet and called it Sunday,
partly from its influence on that day especially, and partly in respect to its divine body as they conceived it, the Christians thought fit to keep the same day and same name of it, that they might not appear carelessly peevish, and by that means hinder the conversion of the Gentiles and bring a greater prejudice that might be otherwise taken against the gospel. So die derde eeu, dit is wat gebeur het met die kerk, of met die samesmelting van staat en kerk. Hulle het besluit, kom ons aanbid in een dag. Hoe gaan ons die Christene eintlik oorwin? Kom ons gee hulle vryheid van aanbidding, maar ons sê, hier's 'n dag wat jy kan gebruik, en mense het begin verander. Na Sondag toe. Die Katolieke Kerk verkondig Sabbat verandering. Hoor wat sê hulle? Question: have you any other proof that they, Protestants, are not guided by the Scripture? Yes, so many, that we cannot admit more than a mere specimen into this small work. They reject much that is clearly contained in Scripture and profess more that is nowhere discoverable in that divine book. Give some examples of both. They should, if the Scripture were their only rule, wash the feet of one another. Nagmaal. According to the command of Christ in the 13th chapter of St. John, they should keep not the Sunday, but the Saturday according to the commandment. Remember, thou keep holy the Sabbath day, for this commandment has not in Scripture been changed or abrogated. Besef jy dat dit is woorde van 'n leier van 'n kerk. En ek het nou verskillende kerke se leiers eintlik gelees dat hulle wel sê dat Sabbat, die Saterdag, was verander na Sondag toe. Onthou, die duiwel kom in die begin en hy val twee dinge aan: die familie en wat? Die verhouding met God, wat 'n goeie voorbeeld is van die Sabbat. Raai wat doen die duiwel nou in die Adventiste kerk? Hy hou ons besig op God se heilige dag, dat ons outomaties begin glo dat Sondag ons rusdag is. Op hierdie oomblik daar's 'n beweging wat verklaar dat Sondag die familiedag moet begin aanskou word. What's next? What's next? Herdenk die Sabbat om dit heilig te hou. Hoor wat sê dit? The Sabbath was made of creation. It was made for man. The continuing cycle of Sabbaths occurring every seventh day was never lost. It was carefully preserved by both Jews and Christians. The Sabbath was to be a sign between God and His true people. The Sabbath was to be a perpetual covenant. The command to keep holy the seventh day is found in the Decalogue alongside commandments against idolatry, blasphemy, murder, adultery, and so on. The importance of keeping the Sabbath from God's perspective is seen in the punishment Sabbath breaking brought upon Israel. Nou, u kan gerus gaan lees in Levitikus 25 en 26. Hoekom was Israel in ballingskap ingeneem? Want hulle het nie meer die Sabbatdag werklik waar onderhou nie. Hulle het nie die Sabbatjaar onderhou nie. Hulle was boere, hulle was mense wat geplant het en geoes het. En God het hulle 'n 7de jaar uitgestel as hulle Sabbat. Julle sal rus op daai jaar. Geen oes nie. Net dit wat jy nodig het. Jy gaan nie wins maak op my Sabbat nie. Hulle het dit uitgewerp. The prophets tell us that both Israelites and Gentiles will keep God's weekly and annual Sabbaths during the millennium. Nou, wat se dag is die Sabbat? Is dit Maandag? Kan ons tegnies kies wat se dag? Volgens die woord van God, nee. God het een dag uitgestel. U kan dalk vir my vra, hoe weet ons dat Sabbat Sabbat is of Saterdag Saterdag is nou? As u na die verskillende kalenders gaan kyk, daar's 'n ooreenkoms wat in plek val.
So daar is bewyse dat dit wat ons glo Saterdag is Sabbat. Nou hoekom is dit so van belang om Sabbat as Saterdag te herdenk? Dit gaan alles oor verhouding. Kom ek stel hierdie konsep voor. U het 'n geliefde. U wil tyd met hulle spandeer. Wat doen u? Daag jy net op? In die dating phase. Daag jy net op? Kan nie net opdaag nie. Hallo, is jy beskikbaar? Ek kom vir jou kuier. Is jy okay daarmee? As hulle sê nee, ek's nie okay nie. Dis nie 'n bedreiging nie. Dis 'n geleentheid om geduld te beoefen. If that happens, normally our brains start ticking. Waar is hulle? Hoekom is hulle? Wie saam met hulle? Wat doen hulle? Nee? Dink nou aan die dating stage toe, nee? God werk nie so nie. God sê ek het al klaar my afspraak met jou bevestig. You're going to come and visit with me. That's what he's done. Hy het 'n hele dag uitgestel vir ons. Ons het nou 'n taak om te aanvaar dat ons dit wel gaan doen. Dit gaan oor verhouding. Dit gaan oor God se tyd. Dis nie ons tyd nie, dis God se tyd. Hy het die Sabbat gemaak. Hy het sy tyd gebruik om dit te maak. God het 'n afspraak met ons elke week, Sabbat, maar die wêreld kies om dit nie te herdenk nie. Sal ons dit ignoreer? En dis ons vraagie wat ons nou vanaand moet vra. Gaan ons God se opdrag om die Sabbat te onderhou op die beste manier soos wat ons kan dit ignoreer? As jy nog die Sabbat eintlik begin hou nie, wil ek eintlik die uitdaag begin dit hou. Try it. Wat kan jy op die Sabbat doen? Dames en here, spandeer tyd met God want hy gaan alles vir jou wys. Ek was 16 jaar oud, toe kom kuier my ouers se vriende by ons huis. Hulle seentjie was 3 jaar oud, maar hy het breinkanker gehad. So hulle het die spesialis gehad hier in die Kaap. Hulle was nie mense wat Sabbat gehou het nie. Maar hulle het vir my gevra of ek na die seentjie kan omsien terwyl hulle deur die mall stap. Hulle wil winkel toe gaan. Ek was 16, hè? Ek was nog nie gedoop nie. Maar ek het 'n ding in my gehad, 'n Sabbat. Toe sê ek sal na die kind kyk. I will go with you. Maar deur die hele mall gestap het ek ongemaklik gevoel. Maar raai wat? Ek het 'n seun, ek was 'n seun vir daai kind. Maak dit sin? En ek wil sê dat die genesing van mense se lewens override what we think we should do on the Sabbath. As ek iemand moet gaan besoek hier buite in die wêreld, wie ook al, Adventis of nie, op die Sabbatdag, guess what? I will go do that. Door to door, gaan ons in die huis in, en ons ou apostoliese mense, hulle is besig met WWE op die TV. Nee? Letterlik, terwyl ons bid, Brother Angelo. Hulle sit hier die TV af nie. Ons sit daar in die sirkel, WWE is going crazy. Psalm 119 vers 9 tot 12. Ons lees. WWE, slam dunk. Terwyl ons Bybel lees. En was 'n gebed wat ons gedoen het. Raai wanneer het hulle die TV afgesit? Toe ek amen gesê het. Dankie dat jy tyd gevat het om by ons te kom kuier en besoek. Die punt was nie oor die TV nie. Die punt was die mense. Maak dit sin? Was dit God se dag? Ja. Kan ek dit op iemand afdwing? Nee. Dis jou keuse. Maar raai wat? In 'n stresvolle lewe het God al klaar die plan vir ons gegee. Ons moet 'n rusdag vat. Ons moet 'n rusdag vat op God se dag. Nie ons keuse nie. Nou hoe is die ding? Paar van ons het 'n uitdaging van Sabbat werk. God het
'n plan. As hy op jou hart werk om die Sabbat te behou en onderhou, raai wat? Hy het 'n klaar plan vir jou uitgewerk. Al wat jy moet doen is om vertrou dat hy werklik waar jou gaan daai tree vat. Amper sê dalk staan jy op die kraans en is net wolke om jou en hy sê spring. Wie gaan spring? Gaan nie spring nie. Maar God sê ek is met jou. Vertrou my. En jy vat daai tree en raai wat is net onder die wolk? 'n Klein trappie. So ver van die bokant. Hy weet wat daar is. He knows what's ready. Dit gaan dalk nie onmiddellik gebeur nie. It might take some time. Oeps. Nee, regte dink jy so? Ja, moet die prioriteite in verband met tyd verander. Onthou, dit gaan oor hoe ons tyd gebruik. Dit gaan oor hoe ons die Sabbat gebruik. Waarvoor gebruik ons dit? En dan ons tyd deur die week. Interessant genoeg, die woord Sabbat beteken 7 dae. My voorbereiding vir Sabbat begin wanneer die son sak op Sabbat aand. Berei ek al klaar voor vir volgende Sabbat. So die hele week is 'n denke tot die Sabbat, tot die rusdag. So alles wat ek doen is in voorbereiding vir die rusdag. Ek gaan myself mal werk deur die week. Maar raai wat? Ek berei my voor vir die rusdag, want op daai dag I don't have to do anything. Don't have to do anything. Onthou, die lewe draai om BPM. Beats per minute. Die lewe, fisiese lewe, draai om BPM. Ons het net soveel beats in ons lewe. Nee? Maar ons verhouding met God draai om BGD. Wat is? Bid, gebed en diens. Nou hier is die ding. Moet ek net op Sabbat bid? Nee. Moet ek net op Sabbat my Bybel lees? Nee. Moet ek net op Sabbat mense dien? Nee. My voorbereiding vir Sabbat is dat ek elke liewe dag tyd met God spandeer. Ek is veronderstel om eintlik elke dag 'n bietjie van 'n Sabbat te neem in voorbereiding vir Sabbat. Want dit is God se tyd. Sy tyd is nie net een dag nie, dis elke dag. Jou verhouding met God is in jou hande. Hy vra ons om sy dag te hou en te onderhou wat hy vir ons geskep het. Sal ons onthou om dit te hou terwyl ons verhouding met God bou? Gaan kerk op Sabbat, ons dink ons bou ons verhouding met God, maar ons doen eintlik nie. Wat beteken dit om ons verhouding met God te bou? Dit is gebed, dis Bybel lees en is diens. Doen ons daai 3 goed. Waaroor hou ons gesprekke besig op die Sabbatdag? Wat doen ons? Stuur ons video's op Facebook of boodskapies op Facebook? Is it God-centered? It should be. En wat ek probeer sê is dat elke liewe oomblik van ons tyd, alles wat ons doen, God is saam met ons. Hy gaan ons nie los nie. Hy is altyd saam met ons. Waar ook al ons gaan wees. So wat ek gaan doen is deel van my tyd wat ek spandeer, wat eintlik God se tyd is. Hoe bewerk u tyd? Hoe gebruik u tyd? Verandering kan op 2 maniere benader word. As 'n bedreiging of 'n geleentheid. En een van my grootste dinge is die Sabbat is nie 'n bedreiging nie. Dis 'n geleentheid. 'n Geleentheid vir wat? 'n Geleentheid vir groei. 'n Geleentheid om my verhouding met God te versterk. 'n Geleentheid om my verhouding met my familie te versterk. En die stres wat ons ervaar as familielede te verminder. Want raai wat? God het 'n hele dag uitgesit dat ek met my familie kan tyd spandeer. Dis die kernpunt. Kerk, moet ons families nie uitpunt op die Sabbat nie. Laat hulle familie wees by die huis. Want raai wat? Dis tegnies meeste van die tyd die enigste tyd wanneer hulle werklik het om tyd saam te spandeer.
Ek hoop u was geseën vanaand deur die Sabbat. En soos wat ons werk tot Sabbat, is hoeveel dagies? 2 slaapies, nee? Want dit Sabbat. Vrydag aand begin die Sabbat. Nog 2 slaapies en begin die Sabbat. Ons sien uit vir daai dag. Hoekom? Want ek kan tyd saam met my Vader en my God spandeer en my vriende en my familie vir wie ek omgee. Raai wat? Dis veronderstel om ons te help met ons stres. Want as ek iemand gaan bel, wie gaan ek bel? 'n Vriend wat my bly maak, verstaan? Met wie gaan ek kuier? Mense wie my bly maak. To put a smile on that dial. Ek hoop dat die Sabbat nie 'n bedreiging gaan wees nie, maar 'n geleentheid vir groei. Môre aand gaan oor hoe om vandag te lewe. Hoe moet ons nou lewe? Vandag. Ons gaan so 'n bietjie na die geskiedenis kyk. Want as ons nie verstaan oor wat in die geskiedenis plaasvind nie, gaan ons nie verstaan wat ons vandag moet doen nie, en dan gaan ons ook nie verstaan wat ons môre gaan moet doen nie. So mag hier Here seën soos wat hier deur die nag gaan, en mag jy 'n soete nagsrus hê vanaand. Ek dink ons kan saam bid, en dan is daar 'n spesiale item, verstaan ek. Kom ons sluit ons oë. Ons Hemelse Vader, Here, dankie dat U God is, dankie dat U ons lewens nader aan U toe trek, Here, en dat U daai begeerte het om 'n verhouding met ons te hê. Mag ons self daai begeerte hê om saam met U te wandel, en dat ons hierdie Sabbatdaggie sal aanvaar as 'n geleentheid vir groei, en dat ons werklik waar tyd saam met U en ons familie sal spandeer, sodat ons stres wat ons ervaar minder sal word, Here. Ons plaas ons lewens in U hande en ons bid dit in U naam alleen. Amen. Truth and love to glorify your name. If for a living sacrifice to be, and to share the joy, the grace and peace your Spirit does impart. Lord, I need an undivided heart, that I might know you, that I might serve you, that I might worship you as King. To see the morning star,
see the morning star, to know how great you are. Lord, I need an undivided heart. Lord, I need an undivided Lord, I need an undivided heart. This afternoon, we had to change a little bit because the person sing this evening couldn't make it. And we then sent out an SOS, and Caitlin and Jamie responded. And for me, it is extraordinary for young people to respond in the way that they responded this afternoon. Yes, of course, they did try to bribe me with something. But I am grateful and thankful for the fact that you are willing to serve in this church. And that warms my heart, because young people are not just the future of the church, they are the now of the church. So thank you both very much. Appreciate that song. And then to those of you who have come out again tonight, thank you for supporting. Thank you for taking these sermons to heart, for taking them home, to strive to be better families at home so that we can be a better church family. That's what we're here for. I'm encouraged by the visitors, and Pastor, thank you very much again for the service tonight. Before you leave, we have a little cook sister for you at the door. So please grab that on your way out. Why are you laughing, Sister Michelle? Please grab that on the way out and enjoy. Let's close our eyes. Dear Lord, we are thankful that we can come before you this evening. We are grateful for the word that you have given to us tonight. And it is my prayer and our prayer, dear Lord, that we will take it to heart as we leave your church, and that we will practice it at home, and that we will become better families, better husbands, better wives, better children. But most importantly, dear Lord, that we will become a better church for your service, is my prayer in your name tonight. Amen. God bless.